hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle het nou klaar die teksgedeeltes opgesoek. Ek wil sommer net, kom ons maak ons oë toe voordat ons saam lees en luister na hierdie gebed. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Amen. Die gedeeltes wat hier aangedui word, handel presies oor dieselfde verhaal. So ek gaan Matteus 21 vers 1 tot 11 lees, die intog van Jesus in Jerusalem. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vol by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie op die vel van 'n pakdier. Die 2 disippels het vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vel gebring, van hulle klere op die dier gesit en Jesus het opgeneem. Die grootste deel van die skare, die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad gegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die Seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea.
So op die laaste Sondag van Jesus se lewe voor die kruisiging, ry hy op 'n donkie, of op die rug van 'n donkie in Jerusalem in. En die mense is opgewonde, en die mense is begeesterd, en die mense raak amper, ek wil sê, amper mal van woede, dat hulle sien iets gebeur. En dan besluit hulle, maar hulle gooi ook hulle klere voor hom neer. Hulle gooi ook palmtakke voor hom neer. Want die koning kan nie sommer net op hierdie gewone grond stap nie. Hulle roep hard in, Hosanna, prys hom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. As ons mooi wil verstaan wat hier gebeur, dan moet ons nou indink aan die jaartelling, presies hoe dit in Palestina gegaan het, presies wat het met die Jode in daai tyd gebeur. Hulle was onder Romeinse verdrukking, kan 'n mens amper sê. Die keiser is baas, hulle het beperkte selfregering. Herodes word die Romeine se koning, maar hy kan net 'n klein bietjie doen. Hy kan nie maak wat hy wil doen nie. Almal moet belasting betaal. As julle nou dink, hoor 'n bietjie hierdie lys van belastings wat betaal moet word. 1% van jou jaarlikse bruto inkomste. Boonbehalwe dit, invoer en uitvoer belasting moet betaal word. 10%, dis nou aan die Romeinse owerheid, 10% van jou oes gee jy vir die Romeinse regering. En ek dink hierdie sondebelasting kom van daai tyd af. Hoor nou hier. 20% van jou wyn moet jy vir die Romeinse regering. Right, so ek weet nie, ek dink hulle copycat iets van in daai tyd. Jy het vrugte, olyfolie, wat jy gemaak het, 20% gee jy weg. Dan was daar doodgewone verkoopsbelasting. Daar was eiendomsbelasting geweest, noodbelasting geweest. En om alles te kroon, bou hulle die Antonia net langs die tempel. Reg teen die tempelmuur is daar 'n toring waaruit die Romeinse soldate presies in die tempel kyk. Wie kom daar in? Wie bid? Wie gee iets? Ensovoorts, ensovoorts. Ek kan my indink hoe toegewyde Jode eintlik gebid het en begeer het, kan dit nie uitkry nie. Kan ons nie bevry word van hierdie Romeinse oorheersing? Kan dit nie net beëindig word nie? En dan ry Jesus Jerusalem binne op 'n donkie vol. En die Jode wat die Bybel goed geken het, se koppe draai, se harte juig, want hulle verwag die Messias, die een wat God sou stuur om weer in die tradisie van Dawid te kom heers, te kom regeer. En dan het hulle Sagaria 9 in gedagte. Sagaria 9 staan daar, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning kom na jou toe.
Hy is regverdig, hy is die oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, 'n hingsvul van 'n donkie. En dan staan daar verder, ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, en hulle sê, hier is hy. En daarom gooi hulle klere neer, daarom sit hulle klere oor die donkie, daarom sit hulle palmtakke neer om te sê, Hosanna, loof hom, ons voorvader Dawid se koninkryk is terug. Ek weet nie, julle kan onthou, ek het 'n vorige keer het ek 'n voorbeeld gebruik en terwyl iemand my sê, maar ek praat politiek in die kerk. En nou is ek so bang, want my voorbeeld het ook iets met politiek te doen, maar dis eintlik maar net 'n gebeure wat gebeur het, so dit hoef nie polities te wees nie. Ek het klomp jaar terug, het ek gesê, van toe Hitler by die Olympiese Spele van daai tyd opgedaag het, hoe mense geskree en opgewonde was oor Hitler, wat nou hier by ons en saam met ons is. En toe sê iemand, ek het politiek gepraat in die kerk, so ek eintlik maar net gesê, ek wil die politiese, of eintlik die Olympiese Spele, waarby Hitler was, gebruik het. Nou wil ek gebruik toe, ons Mandela uit die gevangenis uitgekom het en vrygelaat was. Ek kan nie veel van dit onthou nie, ek weet net, hy is vrygelaat. Ek was heerlik op Stellenbosch gewees, ek het nie veel geweet van wat aangegaan het, en het was te lekker daar gewees. So net, ja, en dan weet ek oor die land, was mense opgewonde, want hierdie leier van hulle is nou vrygelaat, en hy is vry. En hierdie mense het 'n soortgelyke gevoel in hulle hart, ons leier is hier, ons leier wat ons jare voor gewag het gekom, hierdie uit die stam van Dawid het gekom, Jesus is hier, en hulle is so bly, en dan ry Jesus Jerusalem binne, en hy mik nie vir die Antonia, hierdie ding met die hoë toren wat binne in die tempelplein inkyk nie, hy gaan glad nie soontoe nie. Hy gaan konfronteer nie die heidense Romeinse ryk nie. Hy mik vir die tempel. Hy gaan reguit tempel toe. Daar waar God aanbid word, daar waar God beleef word. Hy gaan nie daar om te bid nie. Hy jaag die geldwisselaars en die duiweverkopers daaruit. Hy beskuldig mense wat die godsdienst beheer daarvan, dat hulle God se huis 'n nes vir rowers gemaak het. Die koning wat hulle gesê het, prys hom, gooi toe nie die Romeinse ryk omver nie. Hy gooi die kerk omver. Sy kritiek is toe nie in die eerste plek teen die Romeinse regering nie. Sy kritiek is teen hulle wat veronderstel is om God te dien. Wat gaan hier aan? Ek dink hulle is so teleurgestel. Hulle wonder wat met keer Jesus. Verder moes hulle ons belasting betaal. Hulle moes betaal om in die kerk in te kom, in die tempel in te kom. En om dit nog moeiliker te maak, dan sê hulle, maak jy goed, ons gebruik nie die Romeinse muntstuk nie. Jy moet een hê met 'n vis op. En dit kom van 'n ander plek af waar jy hierdie munte moet kry. Maar as jy nou hier by die tempel kom, dan kan ons dit vir jou omruil. Natuurlik teen 'n klein kommissietjie. En so raak dit 'n besigheid en so raak die hele idee van God aanbid en God prys en God toewy
verdwyn. En dan besluit hierdie groep mense, dis vir ons te winsgewend. Kom ons raak van Jesus ontslae. Op Palmsondag staan ons elke jaar voor hierdie vraag. As die koning vandag in ons land en in ons dorp in Huisiewiel inkom, waartoe sal hy gaan? Sal hy in die munisipaliteit toe gaan, wat nie die potholes regmaak nie, wat ons geld vat, geen diens lewer nie? Watter praktyke waarmee ons dink ons dien God, sal hy kritiseer? Sal hy uitwys as vals, as 'n manier om ons, maar net ons eie sakke en ons eie idees te laat bevorder? Die kern waaroor dit hier gaan, enige praktyk wat enige iemand keer om die Here te dien of uitsluit van diens aan God, is verkeerd. Jy sien, hulle dink uit Deuteronomium 23 uit. Deuteronomium 23 staan nou 'n klomp goed en val 'n paar van dit aan. Iemand wat ontman is, mag nie lid van 'n gemeente wees nie. Iemand wat gebore is uit 'n ontoelaatbare verhoudinge, mag nie lid van die gemeente wees nie. Ook hulle naby bloedverwante mag nie lid wees nie. En dan gaan daar grondgoeders oor vrouens, hulle mag nou ook nie, ensovoorts. Geen Ammoniet of Moabiet mag lid van die gemeente word nie. Niemand uit hulle nageslag of wat uit hulle gebore word, mag ooit toegelaat word nie. Jesus spreek hulle aan. En Jesus praat uit Jesaja 56 uit. Luister hier, lees dit saam met my. 'n nie-Israeliet, soos 'n Ammoniet of Moabiet, wat by die volk van die Here aangesluit het, moet dink die Here sal my van sy volk afsny. 'n ontmande moet nie vir homself dink, ek is maar 'n droë boom nie. So sê die Here aan die ontmandes wat my Sabbate onderhou, wat kies vir my of wat ek wil doen, en wat lewe volgens my verbond. Aan hulle, luister vers 5, aan hulle sal ek my tempel en maar aan sy mure 'n teken gee, 'n erenaam wat beter is as seuns en dogters. Ek sal aan sulke mense 'n naam gee wat nie uitgewis sal word nie. Ek sal die nie-Israeliete wat by my volk aansluit, na my heilige werk bring. Ek sal aan hulle vreugde gee in my huis van gebed. Hulle brandoffers, hulle offers op my altaar sal vir my aanneemlik wees, want my tempel sal uitgeroep word tot 'n huis van gebed vir alle volke. Wanneer die koning Jerusalem inkom, spreek hy die kerk aan oor uitsluiting. Die Bybel sê definitief, niemand wat die Here wil dien, mag uitgesluit word nie. Ek wonder sommer oor Huisiewiel. Ons wil trots wees. In die afgelope klomp jare het daar ons 'n klomp dinge verval. Soos dominees dink ek is ontsettend bly dat hulle nie meer met togas hoef te preek nie. En verstaan jy, onder die toga was daar 'n baadjie en onder die baadjie was daar partykeer nog 'n moulose onderbaadjie. En dan was daar 'n hemp gewees. Dis soos plastiek op plastiek op plastiek wat bo op jou gesit word. Jy
is waternat. Ek dink die Toga se leeftyd is omtrent 2 jaar, dan is hy een of ander suur, dit is net sweet binne in daai ding, ek kan hom nie meer gebruik. Baie erg. Onthou julle die manelle, onthou julle die sykouse, en onthou julle die hoede, onthou julle waaruit ons kom, hoe het ons hierdie goed geregverdig, onthou julle, dat jy vergeet ons nie. Waarmee is ons steeds besig? As ons dink aan hoe ons nagmaal vier. Wanneer ons oor God praat, praat ons sy woord, of praat ons wat ons wil hê hy moet wees? Is ons besig om mense te begelei na hom, 'n innige verhouding met hom? Hoe ons die Bybel hanteer? Ken ons hierdie woord? As hierdie woord in ons hart, is dit ons lewe, kan ons dit aanhaal? Ons bedieninge, wat ons in ons gemeente het, trek dit mense saam om die Here te loof, die Here te dien? Wat doen ons wanneer ons sing en mense steek hulle hande in die lug? Dit is dalk nie van ons so vreemd nie. Maar daar was 'n tyd toe dit vreemd was. Maar wat gaan in jou hart aan wanneer jy dit sien? Wat sou jou reaksie wees wanneer ons sê, ons kerkgebou? Onthou nou net asseblief, hoor baie mooi, dit was nog eers gepraat nie. Dalk moet ek dit glad nie sê nie. Want net nou reageer ons op die verkeerde goed wat ons hoor, net sekere goed. Kan dit net soos water van 'n een se rug afrol? Of sê Jesus dalk vir my en vir jou, watter praktyke wat jy doen, weerhou iemand van 'n lewe om God te dien? Toe Jesus in Jerusalem kom, het hy nie die Romeinse owerheid omvergegooi nie. Hy het met die kerk gaan praat. Hoe ons hom liefhet, hoe ons belydenis doen, hoe ons kerk toe kom, hoe ons oorgegee aan hom is, hoe ons beloftes in sy naam maak. Wil Jesus iets vir jou vandag sê? Antwoord hom. Amen. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê vir die voorreg wat ons het om U woord te hê, om hier te kan lees wat was Jesus se ingesteldheid, om vandag te mag weet, Here, ons wil so graag ook hê in ons eie land voel ons amper soos wat die Jode gevoel het met die Romeinse oorheersing. Dankie dat ons kerk toe kan kom, dankie dat ons U in vryheid mag aanbid. Here, U is veel meer besorg oor wat in die kinders se harte aangaan. U is veel meer besorg oor wat dit is wat ons doen in die naam van kerk. En ons wil bely en sê, Here, as U in huis vir jou sou inkom, sal U 10-1 glad nie eers die munisipaliteit gaan besoek nie. U sal nie binnelandse sake toe gaan nie. U sal glad nie polisie toe gaan nie, maar U sal kom na hulle toe wat sê, ek is 'n kind van die Here. En U sal vra, wat is dit wat jy in my naam doen, wat mense weerhou van 'n lewe van lofprys en oorwinning. Here, bewaar ons daarvan. Ons wil bely as ons verkeerd doen, ons wil vra vergewe ons daarvoor,
Ons wil ons toewy en sê, Here, deur U Heilige Gees, kom vul ons opnuut met U Gees, dat ons presies sal weet wat dit is wat U wil maak. Gebruik ons tot U eer. In Jesus Christus se naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawe. You